Everything else can wait. I've come to seek your face, so everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Goeiemôre en gewersig en almal wat inluister, mag dit vir julle 'n geseënde oggend wees. Kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend kan saam wees, dat ons U mag verheerlik op so 'n manier. Here, baie dankie vir elkeen wat tog vandag wêreldwyd U woord hoor, U woord sien, U woord voel, deur U woord aangeraak word. Mag ons ook vandag deur U woord aangeraak word. Amen. Ek groet U in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag U regtig iets beleef vandag van die gebed wat ek so pas gebid het. Ek wil baie geluk sê vir Tannie Doreen van Heerden wat hierdie week verjaar. Sy is 85 môre. En dan Tannie Leen Lourens wat 81 is die 27ste. Dis Woensdag. Mag elkeen van ons ou mense wat verjaar en wat hierdie week ook die ander mense verjaar. Ek weet ons het 3 lidmate vandag, Priscilla, Erasmus wat verjaar. Ek kan nog onthou baie troue. Priscilla, ek hoop nie jy beleef so oomblik soos op jou troue wat jy 'n stoel nodig gehad het nie. Mag dit vir jou 'n wonderlike dag wees vandag, vol van lewe. En ook soveel vreugde en liefde soos daai dag. Mag Hannes ook vir Hannes in die stel met Sebastian se verjaarsdag en dan ook Ina van Wyk wat vandag verjaar. Mag al die ouens wat die week ook verjaar, ons stuur die lysie uit vir u, kyk, bid vir hulle, as jy hulle ken, die nommers is daar, skakel hulle, en as daar enigiemand is wat nie op die lys is nie, asseblief laat weet onmiddellik vir ons, dat ons dit kan regstel. Ek het vir u op die WhatsApp groepe en op Facebook gestuur 2 sulke bladsye. Ek hoop almal kan min of meer sien, dit is lig gedruk, juist sodat die kinders dit kan inkleer. Dis ons 2 teksverse wat vandag die impakverse is, of die kernverse van wat die boodskap behels. Ek hoop dat al die kinders al begin het om dit in te kleur, of om dit te versier. Mamas en papas, stuur vir ons asseblief 'n fotootjie daarvan. Dan kan ons in die volgende week ook so hier en daar saam met die goed wat uitgaan van hierdie kunswerke vir u kan stuur. Dit gee ook vir hulle geleentheid om die teks self te lees en vir jou, dit sal wonderlik wees as ou die goed uit jou kop uit kan leer. Dit is daar en dit is beskikbaar. Maar kom ons begin met vanoggend se diens en dan kan ons ook deur die Here aangeraak word, sodat ons ook hierdie week volledig kan wees wat hy van ons vra. Ek wil graag vanoggend begin deur 3 klassifiserings met u te deel. Die eerste ene is, wat is 'n pessimis? 'n Pessimis is iemand wat na die hede en die toekoms en die lewe en alles kyk en dit negatief sien en alles is sleg. Alles is lelik, alles is donker, alles is sleg. 'n Optimus is iemand wat na die lewe en die toekoms en die hede en alles kyk en sê alles is goed, alles is mooi en alles is lig. Ek dink albei hulle is verkeerd. Albei groepe het nie regtig die realiteit van die lewe breed nie. En dis moeilik om jouself positief te praat en te maak asof alles reg is, as daar goed is wat lelik en skeef en krom en seer is. Net so
is dit moeilik om net negatief te wees en te dink alles gaan sleg uitdraai, net omdat daar sulke goed was, maar daar is nou niks sulke goed nie. Ek dink die derde groepering mense is die ouens wat weet dat daar in die verlede, die hede en die toekoms goeie en slegte goed is, lig en donker is, maklike en moeilike tye. En hulle ontken dit nie. Maar hulle sê dat hulle eerder kies om deur die genade van God drie-enig, vandag, hier waar ek nou is, in die krag van Jesus Christus, voluit te leef. Maak nie saak wat kom nie. As dit moeilike tye nou is, dan leef ek dit. As dit maklike tye nou is, dan geniet ek dit. Maar ek gaan nie dat kommer en allerlei ander goed van die toekoms my lewe totaal en al ruïneer nie. Nie waar ek nou is nie. En ek dink dis iets wat die lockdown ons geleer het. Ons geleer om weer 'n bietjie net dit wat om my is, die mense vir wie ek regtig lief is, net bietjie te omhels, net weer bietjie te leef, bietjie stil te sit, bietjie rustig te raak. En ek dink dis waar ons moet uitkom. Die afgelope paar weke het ek so deur 1 Petrus gewerk. En 1 Petrus is juis 'n boek wat vir ons spesifiek praat oor die lyding en die swaar kry en die vervolging van gelowiges en hoe moeilik hulle dit het. En dat hulle moet vashou. Maar dis nie die fokus nie. Lyding en swaar kry is nooit die fokus nie. Die fokus is iets anders. Vir Petrus is die fokus die redding en die verlossing en die uitkies van God van jou en my, van gelowiges. Dit maak die verskil. Dit wat God gedoen het. Hy het ons kom vat, hy kies ons, hy red ons. Hy is die een wat ons voltyds afsonder vir sy werk. Deur die Heilige Gees. Sy redding wat hy destyds bewerk het in Jesus, is nou nog besig om bewerk te word so ver as wat ons gaan. Elke dag is ons besig om meer en meer te word wat God ons wil hê. Die verlossing het nog nooit opgehou nie. En hy bring hierdie verlossing en hierdie redding na jou toe. En jy moet daarop antwoord. En as jy kies daarvoor, dan gebeur daar iets met jou. Jy kry 'n nuwe identiteit. Jy kry 'n nuwe uitkyk na die lewe. Jy kry 'n nuwe siening vir wat werklik is, wat die realiteit is. En God is besig om hierdie wêreld deur dit wat hy gedoen het, hoe hy die nuwe wêreld, die nuwe realiteit, die nuwe sien inbring, hoe hy sy koninkryk vestig, so aan te hou en deur te werk, dat in my en jou saam loop met God, in sy pad wees, saam met hom, waar hy op pad is. Verander hy die werklikhede, dat sy realiteit wat eintlik die werklikheid is, hierdie werklikheid totaal en heeltemal gaan vervang en oorspoel. Sodat ons wêreld en alles daarin sal word wat God wil hê dit moet wees. En dis wat ek en jy moet hê. Die kruisiging, die opstanding en die hemelvaart is die groot oomblikke en momente waar God regtig ons wêreld kom ingryp het en kom dit wat moet gebeur afgeskop het. Ons het so pas donderdag aand het ons hemelvaart gevier. En ons is nou op pad in die 10 dae van hemelvaart af die donderdag, volgende Sondag, wanneer ons Pinksterfees gaan hê. Wanneer die Heilige Gees uitgestort is. Die groot gelykmaker, die groot verskil in ons lewens. Die ene van wie Jesus gesê het, as julle geweet het wat gebeur en wie kom, as ek gaan, sou julle eerder bly gewees het dat ek gaan. Onthou jy daar, in die einde van Johannes, so in die middeldeel, wanneer hy in die boot vertrek, saam met sy disippels is? En dis presies die Heilige Gees, wat my en jou help om te verstaan en sin te maak van hierdie goeders. So, hoe langer ons lewens saam met God begin verander, en hy dit vir ons oopmaak, beter vir jou en my. Hoe meer leer ek en jy, hoe meer groei ons, en hoe meer beleef ons van hierdie nuwe werklikheid. Ek wil graag om die punt vir julle te help verstaan en die uiteinde van waar hy uitkom met julle te deel. 2 gedeeltes uit 1 Petrus uitlees. Die eerste gedeelte is 1 Petrus 4 en ons gaan vers 12 tot 14 net lees.
Dis die een gedeeltetjie waar die kern uitkom van die boodskap wat ek wil gee. En dan gaan ons die tweede gedeelte hanteer wat uit 1 Petrus 5 uitkom. So ek gaan hierdie gedeeltetjies vir julle lees, maar ek gaan soos ek die een gedeelte gelees het, gaan ek die volgende, gaan ek ietsie sê, en dan werk ek so saam met u deur. Dan sien jy hoe Petrus vir ons sê, in hierdie wêreld is ons meer as oukei. En gaan ons meer as oukei wees. En dis die tema vir volgende. Ek en jy, wat God se kinders is, wat deur hom gered en uitgekies is, ons sal meer as oukei wees. Kom ons kyk waar kry hy dit. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. Dis die eerste gedeelte. Petrus is baie bewus daarvan, dat baie keer in mense se lewens daar moeilike tye is. En in die tyd wanneer hy vir die mense skryf, as hy sy brief skryf, wat swaar kry, wat regtig deur vervolging eintlik van ander mense wat nie Christene is nie, moet deurgaan en beleef as gevolg van die feit dat hulle Christene is. Dan skryf hy vir hulle en sê hy, moenie dat hierdie goed julle so ontmoedig dat julle ophou leef nie. Inteendeel, as hierdie lyding kom, as hierdie swaar kry ter wille van die feit dat julle gelowiges is, op julle pad kom, is dit juis iets wat julle harte moet bly maak. Want as julle hierin kan volstaan, as julle hierin kan sterk staan, as julle hier kan deur, dan wag daar 'n enorme stuk vreugde oor die heerlikheid van Christus wanneer hy kom. Dan gaan ons iets anders beleef. Maar daar is iets baie belangrik wat hy sê. Hy sê die oomblik as dit gebeur, die oomblik as die wêreld ons aanval, ons aanvat, dan moet ons weet die Gees van God is op ons. Ek sê dit hoeveel keer al en ek glo dit in my hele hart. Daar's nie 'n manier wat iemand ooit in sy lewe kan kies om Jesus te aanbid nie. Die Heilige Gees is die eerste tree. God se Gees kom in jou en my. Dit kom verander hier binne in ons iets. Dit maak iets wakker. Dis die heel eerste tree. Ek word nie iewers langs die pad met die Heilige Gees gedoop nie. Dis God wat my seën met sy Gees. En as sy Gees my vat, soos wanneer dit op Pinksterdag op die disippels uitgekom het, en hulle uiteindelik verstaan, hulle kan nie wegkruip nie, hierdie boodskap moet uit. Dit maak die verskil. En wat 'n voorreg is dit nie, dat as ek en jy kan agterkom, dat ons kan nie hierdie boodskap los nie, ons kan nie hierdie geloof los nie, ons kan nie ons God los nie. Dit die bewys is, dat God se Gees bo op jou en my is. As ons vasloop in die wêreld, as ons swaar kry, as ons begin wonder oor my geloof, dan verander dit. Mense het al vir my gesê, ek net twyfel oor my geloof. Want ek weet nie of ek so opreg is nie. Ek weet nie wat, dis sulke goeie nuus. Dis die bewys dat jou geloof daar is, dat die Heilige Gees met jou besig is. Luister net fyn oor of daar nie dalk iets is wat ek kan anders doen, of wat nie pas by my nie. So die eerste ding wat ek wil doen is, ek wil vir julle sê aan die einde van hoofstuk 4, of hierdie middeldeel van hoofstuk 4, dan kom sê Petrus vir jou en my, as dit moeilik gaan in jou lewe, en mense jou selfs aanval oor jou geloof, of jy besig is om te worstel met jou geloof, is dit 'n bewys dat die Heilige Gees op jou is. Dit is eintlik 'n bewys dat God jou gekies het, en jou gered het, en besig is met jou. Die tweede gedeelte wat ek graag wil saam lees met u, kom uit 1 Petrus 5, en daar's die eerste vers wat ek gaan lees, ons gaan vanaf vers 6 saam lees. Die eerste vers en die tweede vers 6 en 7 is die tweede deel waaroor ek wil praat. Dit is 'n verskriklike belangrike deel. Dit sê iets so mooi wat eintlik in ons harte behoort altyd vas te wees. Dis ook vers 7 is ook die een teks wat die kinders vir ons moet inkleer en mooi maak en in hulle harte 'n prentjie van kry. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God,
sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom. Ek het hier so 'n klein bietjie anders vertaal. Die vertaling sê, want hy sorg vir julle. Die betekenis en die bedoeling daarvan raak verlore. So ek wil eerder vers 7 anders vertaal. Ek wil eerder sê vers 7 moet klink. Werp julle bekommernisse op hom, want dit is vir hom 'n bekommernis, omdat dit julle raak. Ek gaan dit weer vir u sê. Werp julle bekommernisse op hom, want dit is vir hom 'n bekommernis, omdat dit julle raak. So, hier is 'n verskriklike groot ding wat hier gebeur. Petrus kom en hy sê vir die ouens, die eerste ding is, as jy verstaan dat jy deur die Heilige Gees die bewys is dat God jou gekies en jou geroep het, onderwerp jou aan hom. Sit jouself in hierdie kragtige hand, hierdie hand van hierdie God wat kan. Gee jouself vir hom. Maak jouself in nederigheid beskikbaar aan hom. Onderwerp is nog 'n groter woord as net dit. Dis om te sê, laat hy heers in my lewe. Luister na hom en doen wat hy vra. En dan daai laaste stuk wat 'n sterk woord is, as hy sê, jy moet jou bekommernisse op hom gooi. Jy moet dit wat in jou hart leef, die goed waaroor jy omgee, die goed wat jou aanraak, al daai goed, dit moet jy vir die Here gooi. Dis werp dit. Ek wil amper sê, vat hierdie goed en sê, Here, ek kan nie, maar vat u dit en gooi dit vir hom. Dis die bedoeling, dis 'n sterk stelling wat Petrus maak. En die rede hoekom? Want ons God is bekommerd oor wat in ons lewens aangaan. Hy is bekommerd oor die goed waaroor ons bekommerd is, want dit raak ons. Dit pla hom dat die goed wat ons oor omgee, ook vir hom omgee, omdat dit ons raak. Met ander woorde, as dit goed gaan met my, dan is dit vir God goed. En as dit nie goed gaan met my nie, is dit ook nie vir God goed nie. Dis die Vaderhart van ons God. Is dit nie juis as ons hoor dat Jesus het hulle innig jammer gekry as hy verby sekere mense loop of met hulle te doen kry nie? Of as God self met Moses praat en sê, ek het die smekinge gehoor van my volk in Egipte. Ons het 'n God wat regtig omgee. En hy gee om op 'n manier wat niemand anders ooit doen nie. En daarom, ons kan ook ons bekommernisse, ons kan ook ons seer, ons kan ook ons alles vir die Here gee. So die eerste ding wat ons oor gepraat het daar in hoofstuk 4 sê, dat hierdie God is 'n God wat jou gekies het. En die bewys, as jy deur lyding gaan, en as jy swaar kry, juis omdat jy 'n Christen is, as jy jou geloof maak dat daar 'n stuk worsteling in jou lewe is, weet dat dit die bewys is dat jy die Gees van God op jou het. Jy is God se kind. Tweede deel sê, hierdie God, gee die goed vir hom. Hy sal daarna kyk. Hy sal dit hanteer. Hy wil dit hanteer. Gee dit vir hom. Die derde gedeelte is wat Petrus eintlik vir ons wil kom sê, as gevolg van dit, as gevolg van die feit dat die Gees van God op ons is, en as gevolg van die feit dat ons God regtig omgee, die volgende gedeelte, vanaf vers 8, wees nigter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind, bly standvastig in geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid en die heerlikheid. Die laaste vers 10, of tweede laaste vers, is ook die ander vers wat ons gebruik en ons gaan met hom stil staan en afsluit. Maar die eerste paar verse, vers 8 en 9, is een van daai goed wat almal altyd sê, ons moet die duiwel teestaan.
Julle weet, ons moet wakker en nigter wees en ons moet die vyand loop rond en hy's 'n brullende leeu en hy soek iemand om, jy moet hom teestaan. Maar hulle lees nie die eerste deel van daai vers nie. Hulle lees nie dat daar staan, bly standvastig in jou geloof nie. Wat is dit om in my geloof standvastig te bly? Dit is om te verstaan dat alles wat ek is, alles wat ek kan, alles wat ek moet, is in God se hand, die kragtige hand van God, soos wat ons net in die vorige verse gelees het. En daarom sê hy, onderwerp julle aan die kragtige hand van God. In my oorgee aan God, in myself gee vir God, lê my krag. En my krag om die duiwel te staan, my krag om te keer dat ek ook een van die word wat verslind word, is eenvoudig om in God besig te wees. Om met God besig te wees, saam met hom te wees, om my lewe saam met hom te lei, om aan hom oorgegee te leef. Dis hoe jy die Satan, nie met allerhande olietjies salf en gebedsgoeders en oorloë en allerhande goed nie. Die oorlog behoort nie aan jou en my nie. Die geveg is nie my en jou geveg nie. Het jy nog nooit Openbaring gelees nie? Het jy nog nooit gehoor van die ruiter op die wit perd, wat afry, met die swaard wat uit sy mond uitkom, en afstap na die duiwel in sy trawante toe. En as hy daar kom, is daar toe nie 'n oorlog nie. Hy vat die lot van hulle en hy gooi hulle in die ewige hel. Ons leef in die oorwinning van Christus. Ons het nie nodig om te vrees en in bewing vir hierdie brullende leeu te wees nie. Natuurlik is hy daar en hy soek. En as jy met hom gaan soek en as jy hom wil gaan aanvat, good luck. Dis nie my en jou beklei nie. Nie eens die aardsengel het kans gesien daarvoor nie. Hy het gesê, God self sal met jou handel. En dis wat ek dink wat ek en jy moet doen. Ons stryd is nie om die duiwel te staan. Skielik het mense nou weer een of ander iets gehoor van ons moet nou weer alles salf. Huise salf en karre salf en mense salf en ek weet nie wat se salf nie. Ek is gesalf met die bloed van Jesus Christus. Sy gees is op my. Wil jy dit weer hoor? Dat die gees aan wie die heerlikheid behoort, vers 14 van hoofstuk 4, die gees van God, op jou bly. Wat gaan olie maak? En daarom julle, ons is nie hier vir dit nie. Ek het net een krag waarna ek staat maak. Ek het net een ding waarna ek vashou. God enig. Niemand anders nie. Die kragtige een. Die skepper God. Hoor gou nou weer as ons lees wat staan in vers 10. God wat alle genade gee. Die liefdevolle God. Wat julle geroep het. En wat julle geroep het om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Hy wat gekies het om julle te vat, om jou sy kind te maak en om jou deel te maak van alles wat hy beloof. Sy heerlikheid. En dan gebeur daar iets ongelooflik in die Grieks. Hy gebruik 4 werkwoorde. En daai 4 werkwoorde is toekomstige tyd, gewone, eenvoudige toekomstige tyd. Dis is om te sê, môre is maandag die 25ste Mei 2020. En oormôre is dinsdag die 26ste Mei 2020. En oor 3 dae sal dit woensdag wees, die 27ste Mei 2020. Dis 'n stelling, dis iets wat eenvoudig waar is. En in dieselfde asem waar hy praat van staan die Satan te, moenie gee al julle bekommernisse vir die Here, werp dit op hom, hy sal dit hanteer. Gebruik Petrus hierdie 4 werkwoorde om vir jou en my te sê, die Here sal jou oprig, jou moedig maak, jou standvastig maak en jou sterk maak. En wat bedoel hy daarmee? Hy kies nie net woorde nie. Ek kan nie dink dat die Bybelskrywers sommer net terwille woorde gekies het nie. Elke woord het 'n baie spesifieke en 'n besondere iets vir jou en my wat ons help
om te kan vashou. Hier is dit, die eerste ene. Die Here gaan ons help. Hy sal ons oprig. En die woord wat gebruik word vir oprig, katartizo, is 'n woord wat eintlik in vakmansterme gebruik is. Dis 'n woord wat sê, iets het half 'n breeklyn in, of iets is nie heeltemal wat hy moet wees nie. Maar die vakman gaan hom vat, en hom ten volle tot nuwe lewe herstel. Hy gaan alles regmaak. Die Here sal ons weer herstel. Hy sal jou volledig maak wat jy moet wees. Maak nie saak wat sonde en wat al die ander goed in hierdie lewe aan ons gedoen het nie. Die Here sal jou herstel. Dis die eerste woord wat hy sê. Die Here sal jou herstel. Die tweede woord wat hy gebruik is sterizo. Hy sal jou moedig maak. Hy sal julle moedig maak. Dis soos om iets solied te maak soos graniet, hard, kliphard. Nou, die enigste manier wat ek het vir myself kan indink en beskryf, is dat ek nou met my buitekant gewerk het in die tuin en so aan met die lockdown bietjie, en toe kom ek agter my hande raak seer en stikkend en ek kry blase. Maar 'n ambagsman wat elke dag met sy hande werk, sy hande word taai, dit word sterk. Hy kan goed oopdraai wat ek nie kan oopdraai nie. Hy kan goed sommer met die hand buig wat ek 'n tang en 'n ding nodig het om te buig. En dan kry hy nie eers blase nie. Moedig is presies dit. Dit beteken presies dit. God gaan jou taai maak vir die lewe. Hy gaan jou taai maak om te kan doen wat jy moet doen. Die derde woord is die woord stenoe, sterk maak, wat eintlik beteken hy gaan jou vol krag maak. Dit is iets wat die Here in ons kom doen. Hy sê dit ook baie mooi in 1 Korintiërs daar wanneer almal oor die gawes praat. Dan sê Paulus, weet julle, die Here gee vir ons gawes om die gemeente te dien, om mekaar te dien. In omstandighede het die kerk nodig om mense te kry wat sekere gawes het. En dis wat die Here gee deur sy Gees. Dis die Gees se gawes. En ek dink hierdie woord, stenoe, as Petrus hom hier gebruik, is dit juis om iets daarvan te sê. Die Here maak ons in staat. Hy sal jou bekwaam maak om te kan hanteer en te doen wat jy moet doen in jou lewe. Hy is die God wat jou in staat sal stel om dit te kan doen. Hy is die God wat jou bekwaam sal maak. Deur sy Gees sal hy vir jou die krag gee. En deur sy krag sal hy vir jou alles doen wat jy nodig het om dit te kan weerleef. Die vierde woord is 'n woord dat ons met standvastig vertaal, en dit pas nogal mooi, want die woord wat gebruik word is temelfliosai, en dit is om 'n fundament te lê. En eintlik probeer Petrus vir ons sê, God sal die fondasie van jou lewe lê. Hy sal die fundament wees, en ons het 'n fundament, 'n rots in Jesus Christus, wat nooit sal wankel nie. Weet, as daar moeilike tye in ouens se lewens kom, hulle word so 'n bietjie geruk, dan gebeur een van twee goed. Of hulle hele lewe val uitmekaar, en verkrummel, en verkraak, en vir alles, en vergaan. Of hulle kry dit reg, om op hulle voete te bly, en sterk te staan. En die enigste manier wat ek en jy dit kan doen, is dat as daar iets is waar alles om my begin ruk en bewe, daar iets is waaraan ek en jy kan vashou, wat standvastig is. Dis Jesus Christus. En God gee dit vir jou. Hy sal die standvastigheid in jou lewe gee. So wat is hierdie 4 woorde? Die 4 woorde is in die eerste plek, oprig, die Here sal jou herstel, hy sal die goeders uitsorteer in jou lewe, hy sal jou weer maak, dat jy 100% bruikbaar en reg is. Niks fout met jou nie. God doen dit vir jou. Tweede ene, oprig en dan moedig. Hy maak jou moedig. Dit is soos daai sterk soos graniet. Hy maak jou taai genoeg sodat jy hierdie lewe kan hanteer. Die derde ding is sterk. Hy maak jou sterk. Daai sterk het te maak met bekwaam en in staat wees deur sy krag wat binne in jou is, sodat jy dit sal kan doen wat jy moet. Dit maak jou, hy rig jou op. Hy maak jou moedig, hy maak jou sterk, en die vierde woord is standvastig. Standvastigheid. Hy is die standvastigheid van jou lewe, en hy gee vir jou daai fundament, gee vir jou daai fondasie, sodat jy kan aangaan. So hoe klink dit dan, as ons deur hierdie teks gaan? As jy aan die einde van Petrus kom, dan hoor jy dat ons
Here vir ons sê, die Heilige Gees is die een wat jou gesalf het, en jy is God se kind. Dit beteken God het jou gekies. Dit beteken in die tweede plek, dat ons God is 'n God wat omgee, en ons kan ons bekommernisse na hom vat, ons kan ons lewens na hom toe vat, ons kan selfs ons vreugdes na hom toe vat, want God gee om vir die goed wat ons oor bekommerd is, en oor bly is, en oor al die ander goed. Die derde punt is, die Here stel ons in staat. Die Here is die ene wat opdaag in ons lewe. Ek hoef net aan hom vas te hou, as ek die wêreld en die sleg en die bose en wie ook al wil teëstaan, en hierdie lewe wil oorwin, dan moet ek aan die Here vashou. Hoekom? Want hy is die ene wat my sal oprig, my sal moedig maak, my sal sterk maak, en my sal standvastig maak. Dis sy belofte. Die belofte dat God die een is, aan wie ons kan oorgee. En daarom, as jy vanmôre op hierdie Sondag, 24 Mei 2020, die boodskap wil hê, wat alles verander, as jy God se kind is, sal jy meer as okay wees. Mag die Here saam met jou wees. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir die voorreg dat ons kan weet, dit maak nie saak wat hierdie lewe bring, maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie. Ons kan aan U vashou. Here, ons hoef nie bekommerd te wees oor of daar moeilike tye in die toekoms gaan wees nie. Dat gaan wees, maar U gaan ons daardeur kry. Ons hoef nie bekommerd te wees of daar maklike en lekker tye in die lewe gaan wees nie. Dat gaan wees, en ons gaan dit geniet, saam met U en tot eer van U. En Here, daarom kan ons ook hier waar ons nou is, die maklike en moeilike tye van die lewe geniet, en daardeur worstel, en nog steeds kies om te sê, ons leef in hoop, en ons hoop is gevestig in die ewige Here, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag U Gees ons aanraak, mag U Gees in elkeen van ons se lewe ook aan mekaar, aanhoudend, Here, opnuut weer, vir ons herinner daaraan dat ons U kinders is, dat ons deur U gered is, deur U gekies is, en deur U bekwame en in staat gemaak word. Amen. Ek wil U tog weer herinner daaraan dat U ons moet kontak indien daar enige nood is waarvan U bewus is. Ons probeer mense help so ver as wat ons kan. Ons maak reg hierdie maand vir meer as 20 mense wat ons waarskynlik sal moet help. Die nood raak erger. En ons wil regtig vir U vra dat so ver moontlik dat U ook sal onthou om by te dra die ouens wat kan, maar om regtig vir ons te laat weet as U weet van mense. Ons probeer so ver as moontlik om gemeentelede te help, en dan wat ons kan verder kan ons gee, maar die aard van die saak, daar is maar 'n beperking op 'n klomp van die goed. Ek wil regtig vra dat U ook sal bydra waar U kan, op watter manier ook al. Onthou mekaar ook geestelik te bemoedig en sterk te hou, en aan die einde van die geleentheid sal U ook die nodige besonderhede hê vir die dankoffers en die offers. Met die Here se genade oorleef ons as gemeente dit nog. Ek weet daar is gemeentes wat baie swaar kry, en as ons moet, dan sal ons as gemeentes ook mekaar se hande moet vat en mekaar sal moet help. So bid vir ons as gemeentes, as leierskappe wat daarmee betrokke is. Ons bid vir julle as ons gemeentelede en as ons geliefdes in die Here. Mag jy 'n wonderlike verdere Sondag hê, en mag die seën van die Here met jou wees waar jy ook al gaan. Amen.